Mia het by gimnastiek 'n wawie probeer doen. Sy het haar balans verloor en haar hande was verkeerd geweest en toe maak sy haar hande seer. In die geval gaan ons van 2 tegnieke gebruik maak, die stoptegniek en die rise tegniek. Stoptegniek is eerstens die S staan vir stop die aktiwiteit. Moet nie laat Mia enigiets verder doen nie. Hoe stiller sy haar hande kan hou, hoe beter. Die T is vir talk of vir praat. Vra vir Mia, hoe is die pyn? Waar sit die pyn? Vra vir haar het sy enige ander simptome, duiseligheid of naarheid of hoofdigheid. Laat haar die pyn sit op 'n skaal van sê maar 1 tot 10 om te bepaal hoe seer dit is. Die O staan vir observeer. So kyk na sigbare tekens van die besering, so swelling, misvorming en verkleuring. As dit die geval is van die hand, behoort dit hierso regom, behoort dit of te swel of dit behoort blou te wees, wat 'n indikasie kan wees dat dit dalk gebreek is. En dan die laaste enetjie P vir prevent of voorkom, so voorkom enige verdere skade, verwyder Mia onmiddellik uit die gimnastiek uit die area uit en voorkom dat sy haar besering verder maak. En dan gebruik ons die rise tegniek. Rise staan vir rus. Die R van rise staan vir rus. Laat Mia haar arm stil hou en vermy enige verdere beweging om verdere skade te voorkom. Die I staan vir ice of ys. Plaas ys op die besering om swelling te voorkom. Sit dit vir so 10 tot 15 minute op die besering. Dan sal die swelling bietjie verswak of verbeter. Die C staan vir compression, verdrukking. Indien moontlik daar elastiese verbande is, draai dit liggies om die arm om verdere swelling te beperk. Maar ook nie te styf nie, dan kan die bloeding vloei stop. En dan laastens het ons elevation, so verhoog die arm, laat Mia se arm lig in 'n gemaklike posisie, soos byvoorbeeld sit 'n kussing onder haar arm of onder haar hand, om die bloedvloei te verminder en dan ook so swelling te beperk. Dankie.